kerk kyk vandag, wat se prentjies sien jy? Wys dit vir ons 'n prentjie van hoe Jesus was, hoe hy geleef het, van sy passie en sy liefde vir mense? Of sien ons 'n prentjie van mense wat dink hulle is beter as iemand anders wat nie vir Jesus ken nie? Of mense wat ander mense veroordeel omdat dit dalk nie so heilig is soos wat hulle veronderstel is om te wees nie? Ek weet ons wys maklik vinger vir die kerk, maar ons, ek en jy, ons is die kerk. En wat se prentjie beeld ek en jy uit vir ander mense? Jesus het nooit gevra ons moet hom aanbid nie. Sy woorde was, volg my. Leef soos wat ek geleef het. Wees waar hy was. En dit is maklik om God te aanbid, maar dit is dalk 'n groter uitdaging om Jesus te volg. So hoe volg ons Jesus? Ongelukkig dink ek baie keer, ons dink om hom te volg beteken ons moet hom naboots. Maar dis is om vir iemand te sê, speel soos Beethoven klavier. Dit is belaglik. Niemand van ons kan dit regkry. Maar as ons vir Beethoven sê, kom sit agter my en sit jou hande om my en sit jou hande oor my hande op die klavier, dan kan ons soos Beethoven speel. So hoe laat ek toe dat hy sy hande oor my hande sit? In sy woorde, daar waar ek is, daar is my disippels. En waar was Jesus? Jesus het gemeng met byvoorbeeld 'n Samaritaanse vrou. Iemand uit 'n ander ras, en is 'n ras waarop die meeste mense baie neergekyk het. Hy het gekuier met sondaars en met wynsuipers. Hy het selfs opgekom vir 'n vrou wat saam met iemand geslaap het met wie sy nie veronderstel was om te slaap nie. Al het hy nie die gedrag goedgekeur nie, het hy almal aanvaar. En hy het almal se waardigheid beskerm. Selfs die wat sy seksuele voorkeure nie volgens die norm was nie. Jesus het ook opgekom vir mense wat deur die politieke stelsel onderdruk is. Enige iemand wat er nagekom is, of dit nou was die vrouens, die armes, die wees, hy het hom geskaar by die uitgeworpenes, die randfigure, die onreines. Jesus word hulle vriend genoem, nie hulle prediker nie. Het is baie makliker om vir mense te preek en hulle te vertel wat hulle moet doen, as om hulle lewe te gee vir ander. So hoe tree ek op teenoor mense wat nie dieselfde as ek is nie, wat nie dieselfde glo as ek nie, wat nie dieselfde kleur as ek is nie. En nog erger, hoe tree ek teenoor mense op wat nie dieselfde seksuele voorkeur as ek het nie? God sê, wees lief vir almal. En ons nie 'n maar aan die einde van daai sin nie. Dis lief hê, punt. Dis die boodskap wat deur die hele Bybel kom. Die profeet Hosea wat sê, God soek nie julle offers nie. Hy soek julle liefde. En ons kan nie net sê ons het God lief, maar ons het nie ons medemens lief nie. En daarom som Jesus dit op in 'n baie eenvoudige gebod. En hy sê, met God lief hê en jou medemens soos jouself. Daai medemens is absoluut almal en is onvoorwaardelik. So om Jesus te volg vir my beteken om te assosieer met die randfigure. Om regtig daar te wees en dat sy hande bo op my hande is en doen wat Jesus sou doen. Om hom te volg is nie regtig om harder te probeer of om hom na te boots nie. Maar is om toe te laat dat God se liefde, want God is liefde en hy is in my. En dat daai liefde in my vloei, deur my vloei en uit my vloei na die hele wêreld. So die kerk se boodskap is ongelukkig dikwels, kom na ons toe en dan kyk hoe na op ons God. Wat die eintlike uitnodiging is om te sê, wat Jesus sê is, kom leef saam met my. Laat my hande jou lei in hierdie wêreld om my lief